so 'n bietjie later ook ingekom het. Baie welkom aan almal vanoggend hier en mag dit vir u ook 'n wonderlike ervaring so saam met die Here wees vanoggend. Vanoggend by die gebedsmoment gaan ons 'n bietjie stil staan so nader aan die huis, ook by een van ons bedieninge. Jy sal sien op die kalender het ons so deurlopend deur die jaar sekere sondae wat ons van ons bedieninge net weer bekend stel en weer voorbereiding doen daarvoor. En dit is vandag fasiliteite se beurt. Dit was eintlik dit was so 2 weke gelede op die kalender, maar 3 weke gelede, maar om verskillende redes het ons besluit om dit vandag te doen. En ons vra dan ook die voorsitter van ons bediening, ons eie wonderlike koster, Salty, om vir ons voor te gaan. Ek hoop die program gaan werk, so wees dit so 'n bietjie geduldig. Salty het gesê, as hy nie werk, praat maar net sonder uit sy kop en sê, maar ek het meer as 'n uur gewerk in die PowerPoint, so hy moet werk. Kom ons so by Goeiemôre, dankie vir die geleentheid. Wanneer kom die eerste skryf vir ons daarop sit? Jy moet praat en dan gaan ons Goed, ja, so, is nie dat ek hulle intelligensie onderskat gemaak het, maar om te begin met hierdie fasiliteite insluit. Dit is nou die onderhoud en standhouding van ons gebouwe en ons terrein, en dan wil ek net sê, vir ons is die verskil tussen onderhoud en standhouding, daar is daar beter woord in Afrikaans vir onderhoud. Maar onderhoud is soos wanneer ons die klankstelsel sal gradeer of die moederskamer. Terwyl in standhouding is dat ons dit wat staande bly, staande hou, weet soos ongeveer of so. En dan gaan dit ook oor die toerusting hier in die kerk, wat in die kerk gebruik word, wat in die kantoor gebruik word en wat in die saal is. En dit ook op datum te hou. Ek wil net ja, nou gaan we eerst aan die begroting toe dan eens kyk. Jy is daar nie een voor om die begroting het ek bietjie later ook gesê. Oké. Maar dit maak nie saak nie, ek sal soms oor praat. Julle sal sien, die begroting van ons gemeente, wat dit ons kos om ons aan die gang te hou, is omtrent R400.000 per jaar. En ek het gedink om hierdie verskyfies vir julle, die inligting vir julle deur te gee, net om bietjie, soos die Engelsman sê, awareness te kweek. So dis so R400.000 per jaar. Ek sou in geval nie in die detail afgaan nie, want dit is te veel van die punte waarvoor ons begroot. Maar een wat ek graag wil uitsonder is die assuransie, wat omtrent R130.000 per jaar is. So dit is groot bedrag wat ons hier so van praat. En dan die munisipale rekening, as jy hom dan kan teruggestaan. Goed, is nou weer die deel van kamer. Dit is so R9.500 per maand. En julle kan dit miskien maar vergelyk met wat julle betaal. Sluit net die erfbelasting uit wat jy, wanneer jy die vergelyking doen. Want die kerk betaal nie erfbelasting. Ons betaal net vir die dienste. En daarvan is die elektrisiteit omtrent R6.200 per maand, R6.500 van daai R9.500. So, daar is die detail van die begroting, soos ek gesê, daar versekering, assuransies, R130.000. En by die aard van die saak probeer ons ook maar ons hande rek
en die manier hoe ons dinge doen. En probeer ons dit wat ons self kan doen, self te doen. As julle dink, Erik kan net goed preek, dan moet julle hom sien met 'n verfroller in sy hand. En as julle dink Gerard van der Berg is net elke Sondag hier om met sy pen julle geld te kom vat, dan moet julle hom sien met elektronika. Ek het met parafine in die stas te groot geword, ek weet van haar goed niks. En dit help my geweldig baie, of vir ons. So, en dan kan ons oorgaan, en kyk na die missionale stukkie. Praat met asseblief vir ons, ja. Okay. Ons het by fasiliteite sien ook as groter deel van die gemeente se missie, is ons ook missionaal betrokke. Daarin laat ons het 2 swart gemeentes, die VGK en die Luterane, wat Sondag 11:00 elke Sondag kom hou hulle dienste hier, so die een VGK is hier in die kerk en die Luterane is in die saal. So sien ons ook ons betrokkenheid as deel van die gemeente se missionale betrokkenheid. Dan was daar nog een gewees, die laerskool, die donderdagmiddag van 2 tot 4 is hier balletklasse in ons saal vir die laerskoolkinders, wat ons ook ons betrokkenheid in die gemeenskap mee as deel daarvan sien. Wat was dan nog die missionaal? Dan het ons ook verhuuring, wat ons probeer om inkomste vir die gemeente te genereer. So ons het verlede jaar so R56,000 het verhuuring uitgemaak. Daar's 4 van die kategese lokale daarbo wat op 'n permanente basis verhuur word aan mense. En dan is dit ook verhuuring vir begrafnisse, die gebruik van die saal vir byvoorbeeld woonstelblokke wat hulle vergaderings, jaarvergaderings kom hou, en as begrafnisse is daar ook hier so wat beskryf. En dan, ek wil nog by missionaal ook net dit sê, daar is een lokaal ook daarbo wat ons vir Japan sending gratis beskikbaar stel, wat hulle kantoor in Suid-Afrika is, wat hulle missie hier vandaan af te kry in Suid-Afrika. Dit sien we verkeerd te missen wat ek ons opgedruk het. Dan wil ek net vraag, ons wil graag 'n database met kundigheid opbou. So wat jou vakgebied ook al is, gee dit deur vir Bel, as ons raad nodig het of hulp nodig het, dat ons vir jou kan vra. Andersins kan julle enigeen welkom om permanente ons betrokke te raak, maar as ons net daai inligting het van wie wat se vaardighede, wat hulle vir ons kan raad gee wanneer dit nodig is, dan sal ons dit baie waardeer. Baie dankie, Salty. Ek is goed met 'n verfroller, ek is ook goed om 'n PowerPoint te maak, maar ek is nie goed om hom te wys, so ekskuus daarvoor. Ek weet nie hoekom hulle in die volgende reg gewerk het nie, maar baie dankie, ek sal dit vir jou aanbieding, en ek kan nou nie onthou, ek het nie alles nou geluister wat jy gesê het nie, want ek het nou gekyk of ek dit daar nie gaan kry, maar een ding wat ons ook by die vergadering oor gepraat het, is daar, ek dink jy sou sien by die kombuis toerusting is daar omtrent R28,000 dink ek begroot, en dit sluit goed in so skoonmaakmiddels, skottelgoed seep en wasseep vir die wasmasjiene en allerhande sulke tipe goed, toiletpapier en goed om die toilette en die vloere skoon te maak. So as daar mense is wat vir ons wil help borg aan dit, as jy dalk elke maand vir ons 'n botteltjie Sunlight liquid wil gee en houertjie, skottelgoed wasseep en sulke tipe goed, dan sal dit ook wonderlik wees. En vir elke individu is dit dalk ietsie kleins, maar as ons dit alles saam sit, dan is dit weer 'n groot hulp ook vir die gemeente. Kom ons bid dan ook vir hierdie bediening. Here, miskien besef
Ons sê elke dag wat dit beteken om ook hierdie gemeente in stand te hou, om die fasiliteite wat u ook aan ons toevertrou het so te bestuur, dat u ook daardeur verheerlik word nie. Ons sê vir u in die eerste plek dankie vir 'n doelmatige kerkgebou, vir 'n goeie kerkkantoor, vir 'n saal, vir al die fasiliteite wat ons hier het, 'n goed toegeruste kombuis, 'n terrein wat goed versorg word. En om dit alles daar te stel kos geld. Kos elke dag geld. Om net die gemeente in bedryf te hou. Dankie dat u vir ons ook daarin voorsien. Here, ons weet dat dit elke dag eintlik 'n uitdaging is, net vir 'n gesin, om in alles te kan voorsien, om maandeliks ook al hulle uitgawes te kan dek. En so kos dit vir ons as gemeente ook baie geld, om maandeliks ons uitgawes te kan dek. Maar dankie dat ons u ook daarvoor kan vertrou. Dankie ook vir personeel wat die fasiliteite in stand hou. En ons het gehoor, hier word so hierdie dag ook vrywilligers se name genoem. En dankie vir elkeen wat op 'n manier ook so uit hulle eie uitkom help. Maar ons wil vanoggend vir die dankie sê ook vir Salty, wat voorloop in hierdie span. Saam met hom, sy regterhand, Klaas, en ook Grace en Stefina, die mense wat sorg dat alles altyd skoon is en netjies is en in plek is. En dat ons op 'n Sondagoggend hier in 'n kerkgebou kan kom sit en na erediens luister en deel wees van hierdie diens. En dan weet ons daar het voor dit al baie dinge gebeur, om net op 'n Sondag hier te kan kom en hierdie fasiliteite te gebruik. Ons dankie vir Beryl wat ook in die kerkkantoor ook die gesig van die gemeente is, en dat sy ook die kerkkantoor so goed bedryf en in stand hou, en dat dit alles rondom fasiliteite net gaan tot eer van die naam en tot uitbreiding van die koninkryk. Ons loof en eer u daarvoor en ons bid u seën ook op hierdie personeel toe. En ek bid dit in die naam van Jesus. Amen. Geloof sy die Here, dag na dag dra hy ons. God is ons hulp. God is vir ons die God wat ons red. Die Here ons God, deur wie ons bewaar word in doodsgevaar. Amen. Gemeente, ek groet u ook vanoggend in hierdie God se naam, die Vader, die Seun en die Heilige Gees, mag daar vir julle elke dag genade en vrede in oorvloed wees. Kom ons staan en sing ons as loflied 205.
in stand te hou en aan die gang te hou. Dankie dat u nog elke dag getrou was daarin. En dankie dat u ons ook in staat stel om deel te hê aan hierdie instandhouding en die voortbestaan van die gemeente. Op verskillende maniere het ons deel daaraan. Maar dankie dat ons ook deel kan hê daarin om die gemeente te befonds, sodat u koninkrykswerk ook in hierdie gemeente voortgesit kan word en uitgebou kan word. En daarom wy ons ook vanoggend se offergawe aan u toe en bid ons Here dat u dit ook so sal gebruik dat u ook deur dit en met dit verheerlik sal word. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Goed, ek nooi dan die kinders om voordat dit kom, ek dink, is dit nou, dis nie familie nie, ekskuus, nee, julle moet gaan sit. Ek is te gretig om met die kindermoment uit te kom, so is meer opgewonde as julle. So eers die familie is, jammer. Daar is so 'n paar goed wat ons net wil uitlig. Neem maar kennis asseblief van die Pinksterdienste wat môre aand of eintlik môreoggend begin 10:00 elke oggend tot donderdagoggend by Wilgers Aftreeoord. Die van party van die was nou donderdagoggend met die hemelvaartdiens ook daar en daar was nogal heel wat mense gewees en dit is eintlik lekker om dit dan so ook saam met die inwoners van Wilgers Aftreeoord te hou. 10:00 elke oggend tot donderdagoggend. En dan elke aand 6:30 hier in die kerkgebou. En na die tyd dan gaan ons lekker saam sop eet en toe broodjies. Jammer vir die mense wat nou Aftreeoord toe gaan, julle gaan dit nou nie daar in die oggend kry nie, maar in die aand is hier lekker sop en toe broodjies na die diens. Dan volgende week vier ons die gemeente se verjaardag met 'n so piknik ete en Karin het 'n boodskap daaroor uitgestuur. As jy dit nie gekry het nie, dan weet asseblief, want dan beteken dit dat jou nommer nie op die lys is van mense wat boodskappe van die kerk af kry nie. Ons wil graag hê dat almal dit moet kry. Maar dan volgende Sondag na die erediens gaan ons lekker saam kuier. Elkeen bring hulle eie kos en eetgerei en 'n piknikmandjie en dit klink vir my in die verlede het mense sommer so mekaar se piknikmandjies van gou en kyk wat is lekker daar en almal deel hulle kos met mekaar. So ons gaan sommer regtig lekker saam kuier en saam eet. En dan gaan die vrouebediening sorg vir 'n heerlike Sondagmiddagpudding. Ek weet nou nog nie wat dit gaan wees nie, maar ek glo dit gaan heerlik wees soos wat die advertensie sê. So daarom vra hulle dat u ook net sal laat weet as u kom, sodat hulle net min of meer daarom getal het vir hoeveel hulle moet pudding voorberei. Dan herinner ons ook aan die wintermark, die 6de Junie, wat sommer so om die draai is, en die vrouediens vra daar vir 'n paar bestanddele, en dan is daar 'n hele aantal produkte wat ook daar te koop sal wees. U kan dit ook op die elektroniese basyn sien wat u gekry het. En dan is daar weer so 'n paar papiersakke. Jy sal sien, dit is baie groot nie, maar dit is nou 'n groter item het, soos 5 kg koekmeel gaan waarskynlik nie hier inkom nie, maar neem maar net die sak en los hom by die huis, maar bring die 5 kg koekmeel saam asseblief. So ek gaan die sakke hier sit, as daar iemand is wat vir ons met hierdie bestanddele kan help, dan sal dit wonderlik wees as jy so 'n sak vat en wanneer moet dit in wees? So gou as moontlik. Daar is al nog so 2 weke vir die weke kans, maar so gou as moontlik dat hulle net weet wat se bestanddele het hulle alles ingekry. Dan
wil ek net by die voorbereidingslys noem, daar is 'n hele klomp mense wat siek is, baie van hulle is terminaal siek, ander is net ander oorsake ernstig siek, maar ek wil graag twee name net vanoggend uitlig, oom Johan van Rensburg, hy is in die hospitaal van verlede Sondag af, en ek het nou vir Tina gevra, hoe gaan dit, toe sê sy die dokter het vir haar gesê dat hy kritiek is, so kom ons bid asseblief ook vir oom Johan, en Tina vir jou ook, en vir julle kinders, ons draai julle aan die Here op, en ons glo dat daar ook herstel sal kom. En dan het ek ook net gehoor dat Linda wil beheer weer in die hospitaal is, ek sien vir Tina is daar agter, dat sy weer 'n probleem met haar knie het, na haar knievervanging, so Tina sterkte ook vir julle, dra asseblief ook ons groet en sterkte aan Linda oor, en dan het ek gesien om John Stevens se naam is nie op die gebedslys nie, ons moet graag sy naam ook byvoeg, maar hy het ook probleem met sy keel en op sy stembande, so om John sterkte ook vir oom en vir Tannie. Dan kom ons by die verjaarsdag, daar is 3 persone wat hierdie week verjaar. Dat is Susan Reineke, van Tina de Beer, ek het nie een van hulle hier gesien vanoggend nie. En dan sal jy sien om Bani Boonsdaaier, hy is nou ons oudste lidmaat, hy word die 22ste 99, en die laaste keer wat ek by hom was hy eintlik nog baie goed aan die gang gewees. So ons wil ook vir hierdie persone baie geluk sê met hulle verjaarsdag. Ek wil sommer net dan 'n kers ook vir hulle elkeen aansteek, gesamentlik 'n kers. Nou wil ek sommer hoor, is daar iemand in die gemeente wat in hierdie week verjaar? Elise, en Elise en Daan se dogter uit Australië kuier hier by hulle, so is nou so betyds vir jou ma se verjaarsdag, hiervoor is Joey wat verjaar, dit lyk vir my, ek mis mense, want Rikus kry altyd weer sommer so 10 by as hy vra wie verjaar, so ek wil mooi kyk, niemand mis, dit net die 2. Goed. Kom ons vra dan nou vir kinders om vorentoe te kom asseblief. Hier waar kom sit. So sit gou hierso. En dan wil ek sommer hoor, gaan ek soet met julle elkeen? Ja, hoor, hier kom nog 2 maatjies. Julle is lekker baie volgende. Kom sit nie nou by Martha. Julle is ook so ver. Ja, jy sal nou net vir hulle lekkertjies vat. Goed, ek wil gou by julle hoor. Wie sal nee, kom ons gee vir jou boetie, Gideon, kan stel, gaan die sak vir my op, kan jy? Sy is swaar, nie so, ok, goed, kom ons kyk, ok, nee, Nora, jy gaan nie daar, daar maatjie daar achter, kom gauw hier so, ja, kom gauw hier so, ek kan nie jou naam onthou. Rihanna, ken een ander Rihanna in die gemeente, so ek sy naam onthou. Kijk gauw terug, die skoene maak, kan jy nou onthou. Druk, nee, los met daai. Kom ons kyk, ons is so. Nou is goed. Ok, loop gauw daar na jou maat. Hardloop, kan jy hardloop? Nee, ok.
makliker wees sonder hulle. Ja, maar niks is vir jou moeilik nie, dis ongeveer. Nou, ek gaan weer sit, Rihanna. Goed, nou, Gideon het hierdie sak opgetel en hy het gesê, hy is swaar nie. So kom ons kyk 'n bietjie as ons hierdie boek daarin sit. Sit 'n bietjie hierdie boek daarin. En ons sit 'n bietjie hierdie ene daarin. Nora, hoekom, jy is so. En ons sit 'n bietjie hierdie een daarin. Goed, kom ons kyk 'n bietjie. Kom ons sit die klippe daarin. Ons sit nog eenetjie in. En ons sit nog eenetjie in. Nog een. En nog een. Goed. Gideon, daar is hy. Sit hom op jou rug. Kan jy optel? Dis 'n bietjie swaar. Goed. Nee, ons sê vanoggend vir Gideon kan. So, hy is nou swaar, né? Gideon, ek kan hom nie eers optel nie. Nee, ons het nou gesien Gideon kan hom nie optel nie. En ek kan hom ook nie eers optel nie, want hy is te swaar. Goed, wat maak hom swaar? Wat het hom swaar gemaak? Die dak. Nee, maar wat het die tas swaar gemaak? Die klippe. Die boeke en die klippe, nee. Goed, okay, nou praat ek gou weer. Dit gebeur baie keer in ons lewe, dat dit vir ons voel asof die lewe vir ons swaar is, nee. Dat dit vir ons voel ons loop met sulke swaar skoene aan, wat maak dat ons moeilik loop, en die lewe is nie lekker nie. Dalk is daar 'n maatjie by die skool wat dit nie vir ons lekker maak nie. Dalk is daar goed in ons lewe wat gebeur wat nie lekker is. Dalk is 'n ouma of 'n oupa siek, of iemand in ons gesin is siek, of jy voel sommer net nie lekker nie, sê jy? Ja, ek het gehoor daar's 'n maatjie in julle skool wat die week van 'n skaats elektrische skopfiets afgeval, nou dat ek daaraan dink, en verlede Saterdag, en sy is Saterdag oorlede. So, een van julle maatjies in die skool, nee. En dit maak dit baie swaar, nee. En as jy die môre skool toe gaan, dan gaan dit nie lekker wees by die skool nie. Dan is dit soos hierdie sak wat so swaar is, nee. En nou gaan ons ook 'n bietjie lees in die Bybel, dat die Here vir ons help. So, kom ons van hierdie, wat is hierdie? Okay, wat doen ons met 'n asbliksak? Ja, goed, kom ons sit nou 'n bietjie, help my gou. Dan sit ons al hierdie goed in hierdie asbliksak. Goed. Klippe doen. Julle gaan nou mekaar ook in die asbliksak sit. Goed, daai kant. Daar staan. Goed, sit nou net die klippe mooi, dat julle nie my boeke nou reg so verdeel dat julle moet. Goed, en wat doen ons met goed in 'n asbliksak? Ja, maar hoe sit jy dit in die asbliksak? En dan, wat maak jy met dit? En wat maak jy dan met dit in die asbliksak? Dan gooi jy dit weg, nee. Goed, so ons vat dit en ons gooi dit weg. Goed, nou kan julle weer sit. So, partykeer, soos ons gesê het, gebeur daar goed in ons lewe wat dit vir ons swaar maak. Kyk gou vir my. Ek het sjokolade en kyk gou vir my. Goed wat dit vir ons swaar maak en wat die lewe nie vir ons lekker maak. En ons gaan nou lees dat die Here vir ons help om daai goed uit ons lewe uit te haal en dat hy dat ons dit eintlik kan weggooi, dat ons dit vir die Here kan gee en hy gooi dit weg. En dan kan ons ander goed in ons sak pak. Wat is hierdie? En wat doen ons met pleister? Goed, as jy val en jy kry seer
en dit bloei, dan kan jy, dan maak jy eers die bloed skoon, né? En dan sit jy die pleister op, en dan word dit gesond. So die Here help ons, om daai seer, ook vir 'n maatjie wat dood is in die skool, om daai seer ook weer gesond te maak, né? So ons kan die pleister in die sak sit, en wat maak? Wat is hierdie? Goed, ek hou van die woord, dit is en dan maak mama skoon. Goed, so, maar die tissue wat gebruik, waarvoor gebruik ons dit? En nog, as jy hy, jy kan jou trane met die tissue afvee, né? So, partykeer dan, ja, maar kom ons bly by die trane vanoggend. So, ons vee ons trane af, né? En dan sit ons hierdie tissues in, hierdie sak, van die Here vee ook ons trane af wanneer ons harte seer is, né? En dan is die laaste ding wat ek het, is nie 'n roos nie, maar dit is net so mooi soos 'n roos. Dit is 'n blommetjie, ja. Goed, en ons gee partykeer 'n blom vir iemand om te sê, maar ek dink aan jou en ek is lief vir jou, ek is om vir jou, né? So, ons sit hierdie blommetjie ook in hierdie sak. En Gideon dan gaan weer die sak op. Nou, hoe voel hy dan weer lig, né? So die Here help ons om al die swaar goed in ons lewe uit te haal. En ons kan dit weggooi, ons gee dit vir die Here en hy vat dit weg van ons af. En dan kan ons al hierdie mooi dinge by die Here vir ons gee. Goed, kom ons bid saam. Vat mekaar se handjies en dan bid ons saam. Here, baie dankie dat ons ook kan weet dat daar partykeer swaar goed in ons lewe gebeur, soos 'n maatjie in ons skool wat skielik doodgaan. En as ons harte seer is daaroor of ander dinge in die lewe, of as daar ander slegte goed in ons lewe gebeur, dan is U die een wat vir ons ook daarmee help. Dankie dat ons vandag ook al die swaar dinge in ons lewe en al die lelike dinge in ons lewe vir U kan gee. En dat U vir ons in die plek daarvan mooi goed gee. Dat U ons trane kom afvee, dat U ons seerplekke kom heel maak en gesond maak, en dat U vir ons elkeen ook vandag eintlik 'n blom wil gee om te sê, maar ek is lief vir julle en ek sorg vir julle. Mag dit ook so wees vir elkeen van hierdie kinders, dat hulle ook so sal weet, dat U vir hulle die swaarheid hulle lewe wil uithaal, en vir hulle net die mooi wil gee. Ons dankie daarvoor. Amen. Goed, jy gaan nou, nee, wacht eers, julle is haastig nodig, want jy gaan die tannie Jerry, en sommer vir die tannie daar agter. Ja, besef jy wat met vir jou? En Nora gaan gestaan. Mooi. Dankie. Tannie daar agter. Nou kan jy vir die maatjies daar agter by julle in die moederskamer, jy haal net vir hulle uit. Of vat vir jou een dan, hè? Okay, en dan hoeveel maatjies is daar binne wat moet kry? Melissa het ook verjaar, donderdag. Sê weer? Melissa het ook verjaar donderdag. Ja, Melissa donderdag. Sy het laasweek op donderdag verjaar. Goed, het julle 2 ekstra. Van 2 ekstra vir die maatjies daar agter. Dan vat julle vir julle elkeen. Ek sê maar jy trap vir jou. Nee, julle moet nie kieskeurig wees nie. Nora, vat net vir 'n lekkertjie. Daar is. Ek is. Daar is jy lekkertjie. Daar is. En jy. Goed. Dan ek. Net julle almal gaan sit. Ons gaan net nou uit Psalm 68 lees, maar voordat ons daarby kom, wil ek 'n gedeelte in Psalm 119 lees, die wil van God.
Psalm 119 vers 1 tot 11 sê, dit gaan goed met die wat onberispelik lewe, die wat wandel volgens die woord van die Here. Dit gaan goed met die wat sy verordeninge gehoorsaam, die wat met hulle hele hart sy wil doen, geen onreg pleeg nie en in sy weë wandel. U het die bevele gegee dat dit ten volle uitgevoer moet word. As ek tog maar net op 'n vaste koers kan bly en my aan u voorskrifte kan hou. As ek al u gebooie in ag neem, sal ek nooit raad op wees nie. U bepalings is regverdig. As ek hulle ter harte neem, sal ek u loof met 'n opregte hart. Ek sal my aan u voorskrifte hou. Moet my tog nooit verlaat nie. Hoe kan 'n jong mens sy lewe skoon hou? Deur om te hou aan u woord. Ek wil aan u gehoorsaam wees met my hele hart. Laat my nie afwyk van u gebooie nie. Aan u beloftes hou ek vas. Dit weerhou my van sonde teen u. Ons dink sommer net so 'n bietjie na oor ons lewe as ons hierdie dinge hoor. Ons weet wat God se wil vir ons lewe is. En ons hoor in hierdie psalm dat dit die psalmdigter se smeeking is, sy versigtiging dat hy getrou sal bly aan dit wat die Here ook vir hom in sy lewe vra. Dan weet ons dat ons dit nooit uit ons eie krag kan doen nie, dat ons dit nooit uit ons eie wil kan doen nie. En daarom het hierdie digter van Psalm 119 ook 'n smeekgebed tot die Here gebid in vers 33. Hy sê, Here, leer my om u voorskrifte uit te voer, sodat ek my tot die einde toe daaraan kan hou. Gee my insig, dat ek die wet kan gehoorsaam en dit met my hele hart kan onderhou. Ek smag na u hulp, Here. In u wet vind ek my vreugde. Laat my lewe dat ek u kan loof. Laat u bepalings my steun. As ek sou ronddwaal soos 'n skaap wat weggeraak het, soek my dan. Want u gebooie het ek nie verontagsaam nie. Daarin hoor ons ook hierdie smeeking van hom dat God hom sal lei, dat God hom sal leer, dat God hom op die regte koers sal hou. En mag dit ook ons elkeen se gebed wees en 'n smeeking tot God. En dan weet ons dat God ook die God van genade is, wat ons ook ons sonde vergewe. En kom ons sing van daardie genade. Kan net so bly sit, dan sing ons vongbundel die 79 verse soos wat daar op die skerm verskyn.
versigtiging kan wees, dat ons U wil dien, dat ons U getrou wil dien en getrou wil volg. Maar Here, ons ken onsself en U ken ons. En al het ons watter goeie bedoelinge, val ons so dikwels. Maar dankie vir die genade. Dankie dat ons vanoggend net op grond van die genade hier kan wees. Dankie vir die woord wat ook ons lewe rig en lei. En dat ons uit die woorde kan leer. Dankie dat dit 'n rigsnoer in ons lewens is. Vir ons as individue, maar ook vir ons as kerk, as gemeente hier in Meyerspark, as geloofsfamilie, wat U met kop, hart en hand wil dien. Dankie dat U vanoggend ook met ons U woord deel, dat U Uself met ons vandag deel. En ons vertrou, Heilige Gees, dat U ons ook vandag so sal rig en ons gedagtes op U sal vestig. En dankie dat ons na U kan luister. Maar mag ons ook hoor. En mag ons ook doen. Mag ons dit ook uitleef. Amen. Ek wou net nou so vroeër in die dienste genoem het, en ek so 'n bietjie vergeet daarvan. Ons het iemand wat ook so tydelik by ons inskakel en help daar by die voorsang, Paul van Rensburg. Hy beheer met 'n plek hier in Meyerspark. Hy is eintlik van waar, Paul? Môre so eintlik van Gordons Bay. Van Gordons Bay. Hy moes die lieflike Gordons Bay verhuil vir Pretoria. En hy gaan so eenmal 'n maand huis toe, maar Paul, ons is bly jy is hier en jy help daar by die voorsang. Dit is vir ons lekker om jou ook dan hier te hê. Mag hierdie ook vir jou so tydelike geestelike tuis te wees. Dankie. Ons gaan vanoggend uit Psalm 68 uitlees. Voordat ons dit lees, wil ek net so iets sê daaroor hierdie Psalm. Ek het so 'n paar weke gelede vir ek gesê, jy weet, miskien wil ek net my hier van 'n preek, jy weet dat ons die leesrooster volgens die kerklike jaar, en dat daar dan spesifieke tekste is wat vir elke Sondag voorgeskryf is. En ek het nou vir ek gesê, ek kry al die maklike tekste om oor te preek en ek kry al die moeilikes. En om dit net te bewys, wil ek sê van Psalm 68, toe ek nou hierdie Psalm begin lees, en bietjie begin nalees oor die Psalm, toe is daar verskeie bronne wat sê, dat dit een van die moeilikste Psalms in die Bybel is, om te verstaan. En selfs een van die Joodse geleerdes, wat dan nou die Ou Testament bestudeer, het gesê dat hierdie werklik die moeilikste gedeelte in die Ou Testament is om te verstaan. Nou ja, goed, dit tref my toe nou om hierdie Psalm vanoggend te moet gebruik, maar kom ons hoor wat die Here ook vir ons dan uit hierdie Psalm wil sê. Hierdie Psalm is die Psalm met die meeste name of beskrywings van God wat daar in 'n teks is. Daar word 5 verskillende name of beskrywings vir God genoem in hierdie teks. Die eerste is Jahwe, of net die verkorte vorm Ja, wat beteken ek is, soos wat God hom ook aan Moses openbaar het, waarvan ons in Exodus 3 lees, uit die brandende bos. Moses het gevra, wie is U? En toe sê die Here, ek is Jahwe, ek is wie ek is. Ander naam wat in hierdie Psalm gebruik word is Elohim, of dan ook die verkorte vorm El, wat net God beteken. Adonai is Here, Shaddai is Almagtige, en dan ook die een van Sinai. So jy sien, is verskillende name wat verskillende fasette eintlik van God vir ons wil duidelik maak. Kom ons lees dan gedeeltes uit die Psalm uit, ons gaan ook nie die hele Psalm lees nie. Vir die koorleier van Dawid, 'n Psalm, 'n lied. As God verskyn
spat sy vyande uitmekaar, en die wat hom haat, vlug vir hom. Soos rook wegwaai, so dryf U hulle weg. Soos was in vuur smelt, so gaan die goddeloses tot niet as God verskyn. Maar vir die regverdiges sal daar blydskap wees. Hulle sal juig voor God. Hulle sal vrolik en bly wees. Sing 'n lied tot eer van God. Sing tot eer van sy naam. Maak 'n pad vir hom wat op die wolke ry en jubel voor hom wie se naam Here is. 'n Vader vir weeskinders en 'n beskermer van die reg van weduwees is God in sy heilige woning. God laat eensames in 'n huisgesin woon en lei gevangenes uit na vryheid. Maar wie teen God in opstand is, woon in 'n kaal woestyn. Toe U volk uitgelei het, o God, toe U deur die woestyn gestap het, het die aarde gebewe en het die hemel dit laat reën voor U uit, daar by Sinaï, voor God, die God van Israel. U het oorvloedige reëns laat uitsak, o God. U het die verdorde land weer lewe gegee. U eie volk het daarvan woon. In U goedheid, o God, het U dit vir U hulpelose volk bestem. Basansberg, ontsaglike berg. Basansberg, berg met hoë kruine. Waarom, berg met jou hoë kruine? Kyk jy met afguns na die berg wat God as sy woning verkies het, waar die Here vir ewig woon. Die skitterende strydwaans van God was duisende der duisende, toe die Here van Sinaï af die heiligdom betree het. U het kruisgevangenes weggevoer, mense het vir die geskenke gebring, selfs die wat teen U in opstand was. Toe het U opgegaan na die hoogte om daar te woon, Here God. Die mense sien U feestog, o God, die feestoptog van my God, my koning na sy heiligdom, vooraan die sangers, agteraan die wat snaarinstrumente speel en tussenin meisies met tamboerijn wat tamboerijne slaan. Hulle loof God in kore, die nasate van Israel loof die Here. Daar is Benjamin, die jongste, hulle aanvoerder. Daar is die baie leiers van Juda, die van Zebulon, die van Naphtali. Toon die mag, o God, waarmee U ons gered het. Toon U mag, o God, hier uit die tempel in Jerusalem, waar konings aan die geskenke bring. Tree op teen Egipte, daarin omduur tussen die riete, die magtige volk, die sterkste onder die volke, wat ander vertrap vir geld, wat volk uit mekaar jaag en hou van oorlog maak. En daar dieselfde Egipte sal geskenke kom, en die Kusiete sal hulle hande spekend na God toe uitsteek. Koninkryke van die aarde, hef 'n loflied aan tot eer van God. Sing tot eer van die Here, tot eer van hom wat ry deur die hemele wat van die begin af daar is. Hy laat sy stem, sy magtige stem weer klink. Erken dat God magtig is. Hy heers oor Israel. Hy het mag oor die wolke. God wek ontzag wanneer hy uit sy heiligdom kom. Hy is die God van Israel. Hy gee krag en sterkte aan sy volk. Aan God kom die lof toe. Jy kan nou maar rustig by die huis weer die hele Psalm van deurlees en terwyl ons hier gelees het, het dit dalk vir u geklink asof dinge so 'n bietjie deur mekaar is, maar soos ek sê dat hierdie is eintlik 'n baie moeilike teks wat ons dan in die Bybel het. Berge speel 'n baie belangrike rol in die Bybel en ons het nou die afgelope tyd dikwels stil gestaan by gebeure wat ons in die Bybel lees by 'n berg afgespeel het of waar 'n berg betrokke is. En op 'n baie subtiele wyse verwys die digter van Psalm 68 na verskillende berge en hy gebruik dan hierdie berge as momente om te wys hoe dat God sy volk versorg het. Die 3 belangrikste berge wat hier genoem word, is die berg Sinaï, dan Basansberg en
op 'n meer indirekte manier die berg Sion. Die Psalm praat veral van die heiligdom van die Here in Jerusalem. En dit verwys na Sion. Sion is dan ook 'n ander naam vir Jerusalem, maar die Jode dan ook geglo Sion is die woonplek van God. Daar is die tempel en dit is waar hulle dan ten minste eenmal 'n jaar die tempel moet besoek. So hulle gaan na Sion toe, na die heiligdom van God. Die digter gebruik dan Sinai, die eerste berg, om daarmee te wys hoe dat God sy volk versorg het tydens die uittog uit Egipte deur die woestyn tot by die intog in die land Kanaan. So Sinai is dan eintlik die simbool wat hy gebruik in hierdie lied of hierdie gedig om te verwys na hierdie versorging van God. En dan praat hy van God wat 'n vader is vir die weeskinders en 'n beskermer vir die weduwees. Hy sê God gee vir eensames 'n huisgesin en vryheid vir die gevangenes. En hy stap saam met sy volk deur die woestyn. En dit is alles simboliese terme wat die digter gebruik om te sê dat God is daar vir die weerloses in die lewe. Die weeskinders en die weduwees, die weet ons mos nou word simbolies in die Bybel gebruik om te verwys na mense wat sukkel in die lewe. Mense wat op hulle eie nie gaan regkom nie. En mense vir wie daar nie veel omgegee is nie. Mense na wie daar nie van nature versorging sou wees nie. Omdat ander hulle nie veel aan die weeskinders en die weduwees gesteer het nie. En dan sê hierdie Psalm, maar God is die een wat sy volk versorg het tydens hierdie uittog, soos wat iemand hom of haar sou ontferm oor weeskinders en weduwees en eensames en vir hulle bestaansreg sou gee. En dan sê hy, God het as ware saam met sy volk deur die woestyn gestap. En daar dink ons aan die wolkkolom en die vuurkolom wat die Here vir sy volk gegee het. Dan tydens die intog in die land Kanaan beskryf hy ook met simboliese taal hoe God sy volk versorg het. Hy sê die Here het vir hulle oorvloedige reëns gegee. Hy gee nuwe lewe aan 'n verdorde aarde. Hy gee 'n nuwe tuiste vir sy hulpelose volk. So nuwe of reën dui mos op nuwe lewe, dit dui op iets wat nodig is om te kan lewe. En daarom sê hy, die Here het lewe gegee aan 'n verdorde aarde. Hy bring sy volk in die beloofde land, die land wat oorloop van melk en honing, in die land Kanaan. So God gee vir sy hulpelose volk 'n nuwe tuiste. Daarmee sê hy, God maak alles nuut. Waar God aan die werk is, gebeur dinge en word dinge nuut gemaak. En dit alles, sê hierdie digter dan deurlopend in hierdie Psalm, moet die mense bring tot uitbundige lof aan God. Dan kom hy by Basansberg. En Basansberg was 'n simbool van vyandskap en van boosheid. Basan verwys na die koninkryk van koning Og. Ons lees van hom in Deuteronomium 3, vers 1 tot 11, lees ons so 'n bietjie van sy verhaal. Hy was 'n Refahiet en Deuteronomium 3 sê, hy het op 'n massiewe bed van yster geslaap en ek wou dit net kom afmeet en ek het 'n bietjie nie daarby uitgekom om te doen nie, maar hulle sê sy bed was, sy ysterbed was 4 meter lank en byna 2 meter breed. Nou ek weet nie wat 'n mens op so 'n groot bed gemaak het nie, maar dit is hoe groot sy bed was. 4 meter by 2 meter is nogal groot. En Basan, die gebied Basan was ook een van die eerste gebiede wat die volk Israel verower het op hulle pad na die land Kanaan toe.
Maar Basan word met rykdom en weelde geassosieer, veral vet koeie en sterk bulle. En die mense van Basan was ook goddelose mense wat nie rekening gehou het met God nie. Ons lees op verskillende plekke in die Ou Testament daarvan, in Deuteronomium, in Esegiel, Amos, Jesaja, Jeremia, vertel almal van hierdie boosaardige mense van Basan, wat nie met God rekening gehou word, of gehou het nie. Maar die digter van Psalm 68 sê dan, maar die mense van Basan, die berg Basan, is jaloers oor die feit dat God 'n ander berg, Sion, as sy woonplek gekies het. En dan sê vers 22, God vernietig sy vyande en die wat in sonde volhard. So hierdie Psalm wil sê, maar God sal dan ook Basansberg vernietig. Die simbool van vyandskap, die simbool van omstandigheid, die simbool van sonde, sal deur God vernietig word. Omdat God die een is wat nuwe lewe bring. En dan praat die digter van Sionsberg, die simbool van God se mag en heerskappy. En ek wil graag vers 29 en 36 weer lees. Toon die mag, o God, waarmee U ons gered het. Toon U mag, o God, hier uit U tempel in Jerusalem, waar konings aan die geskenke bring. En vers 36 sê, God wek ontzag wanneer hy uit sy heiligdom kom. Hy is die God van Israel, hy gee krag en sterkte aan sy volk. Aan God kom die lof toe. Soos ek net gesê het, lof is dan 'n tema wat deurlopend in hierdie psalm voorkom. Omdat God die Almagtige, omdat God die Almagtige is en sy kinders versorg en beskerm, daarom moet sy kinders, moet sy volk hom loof. En Sion word dan die simbool van God se ewige mag en sy ewige heerskappy. En vanuit Sion heers hy dan oor sy volk Israel, maar heers hy eintlik oor die hele aarde. En daarom sê die psalmdigter ook, maar alle volke, julle moet die Here loof. Hierdie God wat vanuit Sion of vanaf die berg Sion regeer. Berge het ook in Jesus se aardse lewe 'n groot rol gespeel. Ons het so 'n paar Sondae terug, hele paar Sondae terug, stil gestaan by Sondag van Verheerliking, waar ons ook teruggedink het, of weer gelees het van Jesus, wat saam met Jakobus en Johannes en Petrus op 'n berg gegaan het. En op daardie berg het Moses en Elia ook aan hulle verskyn. En op daardie berg het daar 'n stem uit die hemel gekom, God die Vader se stem, wat gesê het, dit is my geliefde seun. Ons het ook by ons Paasangdiens weer vir 'n oomblik vertoef op hierdie berg van verheerliking. Hierdie berg van verheerliking word dan die simbool van die bevestiging van Jesus se koningskap en sy heerskappy. 'n ander berg wat 'n groot rol in Jesus se lewe gespeel het, is 'n berg of 'n heuwel net buite Jerusalem. Golgotha, 'n simbool van vyandskap en sonde, maar ook 'n simbool van oorwinning oor die sonde. Ons het onlangs by Lydingstyd stilgestaan, by Goeie Vrydag. So daardie gebeure op Golgotha is nog vars in ons geheue. Maar kom ons onthou dan Golgotha as simbool van sonde, maar ook die simbool waar God die sonde oorwin het. En dan 'n ander berg, ook net buite Jerusalem, wat ook 'n groot rol in Jesus se aardse lewe gespeel het, het ons ook tydens Hemelvaart by stil gestaan, die Olyfberg. Ek het ook donderdag aand
tydens die hemelvaartdiens gesê, dat die hemelvaart van Jesus is dan ook die simbool van die bevestiging van sy ewige heerskappy en sy ewige koningskap. En so word die Olyfberg dan ook die simbool wat kom bevestig dat Jesus vir ewig God is, dat hy vir ewig regeer. Dit word vir ons die simbool van ons verlossing uit die mag van sonde. Dit word vir ons die simbool van versorging in tye van lyding, soos wat die berg Sinaï vir die volk Israel die simbool is van God se versorging in hulle tyd van nood. Die Olyfberg word ook die simbool van Jesus wat God se ewige heiligdom binnegaan. En waar hy nou sit aan die regterhand van God die Vader, is 'n simbool om te sê dat hy vir ewig regeer. Soos wat Sionsberg dan ook die simbool is in hierdie Psalm van God se ewige heerskappy. En daarom kan ons inderdaad saam met Psalm 68 sê, as God verskyn, dan spat sy vyande uitmekaar. As God verskyn, dan bring hy die oorwinning. Hy is inderdaad die God vir ons elkeen, wat ons in ons sondes toestand kom verlos. Ons is as ware niks meer as die weeskinders en die weduwees en die eensames en die gevangenes waarvan Psalm 68 praat, die simbolies van die magteloses. Sonder God is ons almal deel daarvan. Maar God is vir ons die versorgende Vader, wat ons dan ook uit die mag van sonde kom red en die mag van sonde in ons lewens vernietig. Staan so aan die vooraan van Pinkster. Pinkster wat ons kom herinner aan God wat sy Heilige Gees vir ons gee. Sy Gees wat vir ons nuwe lewe bring, soos wat Psalm 68 sê, dat God reën gegee het, wat nuwe lewe in die verdorde aarde gebring het, toe sy volk in die beloofde land ingelei het. Na Pinkstertyd volg Koninkrykstyd. Koninkrykstyd wat verkondig dat God die ewige koning is. En in Koninkrykstyd erken ons dat God magtig is. Dat hy die heerser van alle heersers is. Die koning van alle konings. En daarom kan ons ook volgens saam met hierdie lied in Psalm 68 sê, ons sing 'n lied tot eer van God. Ons sing tot eer van sy naam, want God wek ontzag wanneer hy uit sy heiligdom kom. Hy is die God van sy kerk. Hy gee krag en sterkte aan sy volk. Hy gee krag en sterkte aan ons as geloofsfamilie. Aan hierdie God kom al ons lof toe. Amen. Kom ons vroeg ook vanoggend ons lof by hierdie Psalm. Ons gaan dit net nou met 'n lied doen, maar ek wil hier ook mooi om nou te staan en saam met my ook die geloof in die Here te bely. En daarna kan ek weer die sitplek inneem. Ek glo in God die Vader, die almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader,
vanwaar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kom maar sit. Here, saam met Psalm 68 wil ons dan lof aan U bring. Wil ons dit uitjubel dat U die God is wat ons versorg. Dat U die God is wat na ons omsien. Dat U die enigste ware, lewendige en ewige God is. En dat ons dit ook nou so pas kon bely. Here, maar ons lees dat U die God is wat na die swakkes en die eensames omsien. Die wat nie na hulle self kan kyk en hulle self kan versorg nie. En dit is ons almal. Maar Here, in die besonder wil ons dan ook vanoggend bid vir oom Johan en vir Linda wat in die hospitaal is. En ook vir hulle families. Ons bid, Here, mag hulle U ook in hierdie tyd ervaar as die God wat vir die weeskinders sorg. Die God wat nuwe lewe bring. Die God wat dinge laat gebeur wanneer U handel. Maar daar is ook 'n lang lys name op ons gebedslys. Ons bid vir hulle elkeen. Bid Here dat hulle elkeen U sal ervaar as die God wat versorging bring. Miskien is daar vanoggend iemand vir wie die lewe swaar is, soos wat hierdie sak vol boeke en klippe vir Gideon swaar was om te kan dra. Maar dankie dat U in die plek daarvan vir ons trane kom afdroog. Ons wonde kom heel. Die mooi van die lewe vir ons kom wys. En dit vir ons kom gee. Here, vir dit alles loof ons U. Amen. Terwyl jy net so bly sit, sing ons dan die 286 as slotlied.
by Sinaiberg was, hoe dat hy by Basanberg was, en hoe dat hy uiteindelik by Sionsberg uitkom, hoe dat hy by die berg van verheerliking was, by Golgotha, en by die Olyfberg. Dankie, Robert. Ontvang die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die oneindige liefde en versorging van ons Hemelse Vader en die kragtige en magtige teenwoordigheid van die Heilige Gees ook in hierdie Pinkstertyd en in Koninkrykstyd met julle elkeen wees. Amen. Onthou asseblief die bruin papiersakke. Goed weet jy die goeders.